gaan nou, die Pieter gaan nou die amptelike verwelkoming doen. Ek wil net noem, daar is kinderkerk, die saal is 'n bietjie later oopgesluit, maar hulle is gereed nou. So enige kinders wat hier is, kan net deur vanuit die saal toe. Hulle is gereed om hulle te ontvang. Goeiemôre almal, baie welkom. Ek gou die aankondiging miskien, maar nie veel nie, dat ek kan probeer elkeen 'n blaadjie gekry, ek sien ons kerk raak nou smaak, of net so So, net belangrik, daar is nou nie hierdie week, is daar nie selleiersvergadering by die pastorie nie. So, pastoor sê, hy sal net telefoon is, wat weer geskakel, oor 'n afsluitingsdatum wat hy wil reël vir die selleiers. En dan, vir die selle, en dan is daar ook, daar is nog steeds sel, vir die selgroepe in die week, en dan in die aande, vir die volgende 2 weke, hierdie Sondag en volgende Sondag aand, is daar nie aandienste, ons sal die week daarna, sal ons begin. Sal enig iets anders doen, wat ek is dit. Goed, ek wil net graag so, voor ek hier oorsluit en net open, wil ek net graag 'n klein woordjie met julle deel. Ek wil net graag vir julle, vir die Here vanoggend vra waarmee ek moet open, het hy my weer herinner aan hierdie stuk wat ek gister gehoor het ook weer, en ek glo van julle het ook al gehoor, want ek weet, jy word gou so terug hier opgestuur. En een van sy liedere wat hy sing, is die meesterstuk. En Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons is God se meester. Ons is God se meesterstuk. Hy het ons uniek in Christus geskep om sy doel te vervul en sy heerlikheid te vertoon deur die goeie werke wat hy vir ons voorberei het. En gister toe was ek nou genooi daar na 'n funksie toe in Sekunda, en daar was 2 sprekers en 'n deelwoordgouse toe ook daar gesing, en hy sing vir die lied van die meesterstuk, en terwyl hy dit sing, toe sien ek dit in my gees, jy weet, toe ek jonger was en my kinders klein, was ek altyd lief daarvoor gewees om hulle op te tel en my arms te hou met hulle koppie teen my bors, en dan terwyl hulle mooi musiek speel, met hulle te dans in die sitkamer, dat hulle aan die slaap kan hou. En ek is seker baie van julle dit ook met julle kinders gedoen. En terwyl ek dit so in my gees sien dans, toe sien ek volgende oomblik hoe die Here met my in sy arms as 'n jong kind dans en my vashou. En daar het so 'n bewoe gevoel oor my gekom, en toe ek nou weer hier bid oor vanoggend, toe voel ek net, ek wil vir julle sê, die Here sê, hy verlang daarna dat ons weer opgewonde sal wees vir hom. Dat ons by sy voete sal kom sit en ons kop teen sy bors, soos wat Johannes gedoen het. En dat ons sy liefde sal ervaar. Ons is so besig met so baie dinge, dat ons baie keer vergeet dat hy smag daarna om 'n verhouding met ons te hê. En ek wil hê jy moet vanoggend kom, en terwyl ons prys en worship doen, dat ons ook regtig waar ons harte vir die Here gee, en ons net regtig waar na hom toe hardloop, soos 'n klein kind na sy pa toe, en dat ons toelaat dat hy ons vanoggend omvou met sy liefde, en dat hy in ons harte werk, en dat die woord ook vanoggend 'n verskil sal maak in ons hart. Kom ons bid net so saam. Here, ek dank U vir hierdie oggend. Ek dank U vir die voorreg wat ons het om in U huis te wees, Here. Dankie, Here, dat ons weet dat U teenwoordig is, Here, en dat ons vanoggend kan kom, Vader. Here, weet dat U ons oneindig lief het, Here, en dat U ons geskep het as 'n meesterstuk, Vader, en dat U vir ons is, U is vir ons
spesiaal, maar ek weet ek het ons spesiaal gemaak ook. En die oë is u so trots op ons en so lief vir ons, Here. Partykeer vergeet ons dit, Here. Dink ons nie daaraan. Here, dankie dat ons vanoggend kan kom en ons harte kan oopmaak om die liefde te ervaar, Here. En Here, dat wanneer ons sing en die woord sal hoor, Here, dat ons harte by U sal wees, ons gedagtes, Here, en dat ons hierdie wêreld daar buite sal uitsluit en sal luister vanoggend wat U wil sê. Ons bid en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Pieter. Ek wil net noem, ek het vergeet om dit vir Pieter te noem, volgende dinsdag aand oor 'n week, is die 28ste is 'n nuwe lidmate byeenkoms by die pastorie. So al die nuwe lidmate wat wil inskakel by die gemeente, 7 uur daardie aand, ons gaan saamkom en ons sal mooi verduidelik hoe die gemeente funksioneer, wat die Here besig is om te doen. So onthou dit al ons nuwe mense wat wil inskakel volgende week dinsdag by die pastorie. Daar sê, kom ons staan op en ons gaan sing tot eer van die Here. Daar's weer 'n klompie mense wat verskoning gemaak het wat weg is. En daar's ook bediening deur iemand, 'n bekende ou in die dorp wat bekende ou in die land wat in die dorp optree. En die belangrikste is dat die Here is vanmôre hier om met ons te ontmoet. En dank die Here vir sy teenwoordigheid. En mag u van die begin van hierdie diens so bewus wees van die teenwoordigheid van die Here, van 'n besondere werking van die Heilige Gees in elke hand, in elke lewe. Amen. Thank you.
So ons is vanmôre hier om die Here te loof en sy naam groot te maak. Amen. Met hande hoog sal ons U prys. Amen.
Here, ons aanbid U in hierdie oggend. En elke dag van ons lewe, Here, sal ons aanbidding aan U bring sonder ophou. Here, want U is waardig om dit te ontvang. Dankie dat ons kan verklaar, daar is niemand anders as U. Here, wat die ewige lewe gee vir mense. Niemand anders is U as U is die een wat mense vry maak, sodat ons waarlik vry kan wees nie. Here, niemand anders as U wat vreugde gee in die harte van die mense, Here, wat nooit ophou nie. Dankie dat ons kan verbly in die koning van alle konings. Dankie, Here, dat ons kan bly wees omdat U op die troon is, omdat U regeer. Bly kan wees omdat U koning is van ons harte en koning van ons lewens, Here. Ons sal U vereer met alles wat in ons is. Ons sal U lof besing met ons hele hart en siel en al ons krag, Here. Daar is niemand soos U nie. Dankie vir die voorreg om U te ken. Dankie, Here, dat ons in hierdie tyd ons oë gefestig kan hou op U. Ons leidsman en die volëinder van ons geloof. Here, en ons wil altyd U raak sien, Here, ons wil altyd ons oog op U hou. Here, ons wil altyd deur U leiding in ons lewens ervaar. En ek dank U, Here, dat U ons nog steeds lei na waters waar rus is. Ek dank U, Here, dat U ons lei in elke storm en dat U ons deurvat en dat ons meer as oorwinnaars is deur Christus wat ons liefhet. Here, ons aanbid U, Here Koning. U is wonderbaar, Jesus. U is so lofwaardig en verhewe. En ons prys U, Here, want daar is niemand soos U nie. Dankie dat ons U lof kan besing, Here Koning. Oh Lord, we thank you. En ons sal U prys, Here, onophoudelik U naam loof en aanbidding aan U bring. En U verhoog, o Here. Halleluja. Thank you, Lord. We praise you. Dankie, Koning Jesus. Halleluja. Oh, thank you, Lord. Is jou hart ook vol dankbaarheid? Dankbaarheid vir wat hy in ons lewens doen. Dankbaarheid vir die voorreg om hom te ken. Dankbaarheid dat ons deur hom kind van God is, dat ons die ewige lewe het in hom. Kom ons sê net elkeen waar ons staan, self vir die dank, vir al die seëning uit sy hand. Dankie vir dat hy is wie hy is, en dat hy nooit verander nie, waarmaker van sy woord. Hy is so groot, hy is so wonderbaar. Oh Lord, we praise you. Groot is die Koning Jesus. Dankie, Here. Ons prys U. Dankie, Jesus. Baie dankie. Kan U sitplek inneem. Dankie, Here. Thank you. Daar sê, wow. Ek is so bly dat ons die Here kan sien. So bly dat ons pad wat ons stap hier op die aarde, dat ons dit nie op ons eie stap, nie alleen nie, maar saam met die koning van alle konings. Die een wat ons leidsman is, die volëinder van ons geloof. Ja, die een wat ons tot aan die einde sal deurdra. Die woord sê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Ja, die oorsprong van alles, die begin van alles, die een wat ons dra en ondersteun en onderhou, en die een voor wie ons sal neerbuig en hom aanbid vir ewig as koning en Here. Dank die Here vir sy genade. Dank die Here, as jy ook bly die krag van God werk in mense. Sy krag kan ons sonder nie lewe nie. Ek dank die Here dat sy krag is altyd beskikbaar. Ek dank die Here dat hy sy krag voortdurend in ons harte en in ons lewens uitstort en oorvloedig in ons gee, in ons werk. Ons prys die Here. Ek vertrou dat dit met U goed gaan. En as jy ook deur stormtye gaan soos ons almal deurgaan en moeilike tye ervaar, is dit heerlik om te weet die Here het gesê hy sal ons nie begewe nie, hy sal ons nie verlaat. Hy sal saam met ons wees. En dit is wonderlik om in moeilike tye te ervaar hoe die Here mens bekragtig, hoe hy ons ondersteun, hoe hy vir ons ook wysheid gee om die moeilike tye te kan hanteer. Hoe hy inspraak gee in 'n mens se lewe en dat hy vir 'n mens antwoorde gee. En dat hy by ons is. Ek is so bly, die Here is by ons en in ons tot aan die einde. Loof die koning. Ek wil vanmôre weer verder met U gesels oor die gedagte wat ons verlede week oor gepraat het, naamlik die kind van God
sê die woord, is 'n planting van die Here. Met ander woorde, dit wat die Here in ons lewens begin het, die feit dat ons kind van God is, elke mens wat kind van God is, dis nie maar 'n ou se eie pogings om by God uit te kom nie. Toe ek op 'n stadium in 'n hospitaal vir iemand vra, is jy kind van God? Toe sê hy, ek probeer om te wees. En ek is so bly dat ek nie hoef te probeer om kind van God te wees nie. Ek is so bly dat ons deur Christus verseker kind van God is. En aan hom behoort, en dat ons dit weet, en 'n mens wat twyfel daaroor het, is nog nie kind van God nie. Maar toe ek daar weggegaan het, het hy sekerheid gehad in sy hart, hy is kind van die Here. En die Here het op 'n groot wonderwerk ook fisies in sy lewe gedoen, dit was net amazing. En toe het hy geen twyfel gehad of hy kind van God is nie, hy was seker, hy is kind van God. Hoekom? Want dis die Here wat van ons maak 'n planting van hom. En ons het gekyk na hierdie waarheid, dat die Bybel sê dat omdat ons 'n planting van die Here is, iemand wat vas staan, God het te werk in ons begin, en mense wat tot aan die einde toe deur alles wat jy deurgaan, sal glo jy sal kan vas staan as kind van God tot met sy wederkoms. Dank die Here vir sy krag wat in ons werk. En die feit as die Here praat van 'n planting van die Here, ons kry dit in Jesaja 61 en ek gaan weer daarna verwys. Jesaja 51 wat 68 wat praat van die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die blye boodskap aan die ootmoediges te bring. En ek dank die Here dat dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, dieselfde Gees wie se salwing op die Christus, die Messias was, in sy verkondiging van die evangelie 2000 jaar terug, toe op die aarde gekom het, toe hy mense vrygemaak het, blinde oë geopen het, dooies opgewek het, 'n besondere werking vanweë die salwing van die Gees van God op hom. Ek loof die Here dat die salwing van sy Gees, die salwing van die Christus, dat daar dieselfde salwing ook nog vandag in mense se lewens werk. Dit het nog nie opgehou nie, want die Here het nog nooit verander nie. Hy is nog die gesalfde een. Hy is nog die Christus, die verlosser van die wêreld. Hy is nog steeds die een wat doen wat hy hier in sy woord sê. Hy sê in vers 2, hy sê om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here. Hy sê in 'n dag van die wraak van ons God, om al die treurendes te troos. En as hy sê van 'n jaar van die welbehae van die Here, praat hy van 'n tydperk, 'n era, 'n tydvak wat aangebreek het, wat ons sal in lewe tot met die wederkoms van die Here, waar hy deur die krag van sy Gees nog steeds daagliks mense se lewens radikaal verander. En ek loof die Here dat die Here in hierdie tyd waarin ons lewe sulke besondere werke in mense se lewens doen reg oor die aarde. Het u gesien ook hierdie wonderlike getuienis van die feit dat daar 3 miljoene moslems in Iran tot bekering kom? Is jy bewus daarvan? Ek het 'n video gesien van iemand wat sê dat iets so 70% van die moskeeë in Iran staan leeg, want die ouens wat eers toe gegaan het Christene geword. In Iran, hierdie verskriklike land, en ons weet ons het al gepraat daarvan dat in die eindtyd gebeure, is daar baie rondom Iran wat in die Bybel gepraat word. En ten spyte van die boosheid wat daar is in die leierskap, dit keer nie God as hy wil werk. En baie van hierdie mense van die moslems wat tot bekering kom tot bekering nie as gevolg van sendelinge wat die evangelie daar indra nie, want hulle het nie geleentheid om dit te doen nie, maar hoeveel moslems kom tot bekering as gevolg van Jesus Christus, wat in drome aan hulle verskyn
en homself aan hulle openbaar as die verlosser van die wêreld. En hoeveel getuienisse van moslems kom in met wie dieselfde ding gebeur het, wat iets sê van die wederkoms van die Here is so naby dat daar's nie genoeg sendelinge nie, die Here doen dit sommer self in drome. En ek prys die Here daarvoor. Nou sê die woord van die Here, dis hierdie tydvak wat aangebreek het, van waar hy mense vrymaak. En dan sê hy, waar hy ook die treurendes vertroos. En hy sê, en aan hom vir die treurendes en sê om te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as. Vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte of eikebome, bome van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En die Here het baie met my gepraat oor hierdie ding. Dat hy sê, ons is bome, of soos bome, hy vergelyk ons daarmee, en 'n planting van die Here, en toe ek begin dink aan die volle impak van dit, toe tref dit my, en dit begin lewe in my hart. Is jy bly, jy's 'n planting van die Here? En dit sê geweldig baie. As die Here sê dat ons is soos bome, beteken dit in die eerste plek, 'n boom is iets groot, mooi, sierlik. As ons in die wildtuin byvoorbeeld ry, en ons is lief vir die wildtuin, en as ons daar ry, maar ook op baie ander plekke as 'n mens ry, is een van die mooiste goed wat ons byvoorbeeld in die wildtuin sien, is die mooiste bome wat daar is. Het jy dit al opgelet? Die mooi, daar's van, ek sê baie, ek dink Anita raak baie keer moeg. Nee, ek dink sy geniet dit daarom saam met my. Sê van, kyk hierdie beautiful boom. Dis so mooi, dis sierlik, dis pragtig, want wat die Here maak is groot en is mooi, is wonderlik. Dis pragtig, is iets om na te kyk. En as die mense na dit kyk, het ek net vir my die fantastiese bome. Ek was nog nie in Amerika gewees nie, maar hierdie geweldige groot, wat is daai die redwood bome? In Amerika, daai goed is die hoogste bome wat jy in die wêreld kan kry. Hierdie massiewe groot goed, en as 'n mens na dit kyk, en bome soos een van die mooiste goed is by ons, is die krummetartboom. Dit lyk mos soos 'n boom wat onderste bo in die grond gedruk is en sy wortels wat op boontoe staan. Maar dis die mooiste boom. En as ek na dit kyk, dan is dit net 'n belewenis van Here, U is groot. Dis nie net 'n mooi boom nie, my koning het hom gemaak. My koning het hierdie boom daar gegee, daar gesit, en hy groei tot eer van die Here. Daar's selfs 'n psalm wat praat van, dat die bome sal in die hande klap, tot eer van die Here. En die wonderlike ding, as die Here sê, ons is 'n planting van die Here, hy sê 'n planting van die Here tot sy verheerliking, gaan dit ook daaroor, dat die Here doen iets moois in mense se lewens. Dit wat die Here in jou en my lewe doen, is ook sierlik. Dis iets om te sien, as die Here in 'n mens se lewe kom woning maak, en 'n mens sien hoe die Here daardie persoon se stukkend verander, en 'n persoon heel word. As 'n mens sien hoe die Here mense ontmoet, en daar's blydskap in sy lewe, wat presies wat hy sê, vreugdeolie, waar daar eers verskriklike hartseer was, blydskap in die Here. En ek het dit hoeveel keer gesien, 'n mens wat die Here aanneem, en die Here kom woning maak in sy of haar hart en lewe. Van daardie oomblik af, 'n blydskap, 'n vreugde, oorborrelende vreugde. Hulle omstandighede het dan nog nie obviously nie verander nie. Hulle is in daai omstandighede, maar daar's blydskap van wat die Here, of van wie die feit dat die Here kom woning maak het in hulle lewe, te midde van die omstandighede waarin hulle is. Kind van God, jy moet weet dat die Here doen iets mooi, iets sierlik in jou lewe, wat ander mense nie kan miskyk nie, wat ander mense laat sien, wow, die Here se werk in hierdie persoon is groot. Ek wil vir jou sê, dit wat die Here in mense se lewens doen is nog groter, as ons as 'n planting van die Here is nog groter as 'n boom wat geplant is. En waar mense sê, dis waar mense, ander mense sê, maar ek het nooit kon dink dat hierdie ou so kan verander. Ek het nooit kon dink dat dit met hierdie persoon sal gebeur. Hoeveel keer gebeur dit dat mense wat
wie se lewens verwoes was deur dwelms of wat ook al, en drank dat die Here mense se lewens kom woning maak, en hulle word 'n planting van die Here, suurlik, mooi dit wat die Here in 'n mens se lewe doen, en ek wil hê dat jy moet nooit vergeet, God is besig met 'n mooi ding in jou lewe. So groot, dat mense dit nie kan miskyk nie. Hulle sien raak wat die Here in jou lewe doen. En is nodig dat hulle sal hoor, dit wat in jou lewe gebeur, dat hulle jou getuienis sal hoor, en dit trek mense nader aan die Here. Die Here is besig om iets suurlik in ons lewe tot stand te bring. Verder meer. 'n boom as planting van die Here praat ook van krag, van sterkte wat die Here in die boom inbou. Het jy al gesien, ek is seker almal van ons het dit al gesien, as 'n kar teen 'n boom vasgery het, dis nie die boom wat tweede kom nie, dis die kar wat tweede kom. Hy is meeste van die tyd totaal afgeskryf, die boom sal dalk 'n bietjie bas hê, wat van hom afval, maar hy staan. 'n Ding wat teen hom vasry, maak nie jy's veel verskil. En is so mooi dat die Here ook dit in ons lewens doen, as 'n planting van die Here. Dat die Here, deur sy krag, mense sterk maak om die storms van die lewe te kan hanteer. Die woord sê dit baie duidelik. En hierdie, ons het hierdie foto hier wat praat van Jesaja 40 vers 31, dat hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Daar's voortdurend 'n nuwe aanvulling met die krag van God, want weet jy, dit gaan daaroor dat die krag van die Here gee ons nie vir onsself nie, ons skep dit in ons eie harte, maar ons kan altyd deur by die Here nuwe krag kry, en altyd deur ervaar, al trek ons gaan ons deur moeilike stormtye, wat ons nie gedink het ons gaan deurgaan nie, 'n belewenis van, dit kry ons nie onder nie, die krag van die Here maak ons sterk, sy krag is onuitputlik, ons krag loop uit, maar God se krag is altyd beskikbaar. Ek kan sonder krag die krag van die Here nie lewe. Sê jy ook so? Dis onmoontlik. Ons het die krag van God, voortdurende invulling, 'n voortdurende versterking, 'n voortdurende download van die krag van die Here in ons lewens nodig. Sy voorraad van dit is onuitputlik. Groot ding van 'n planting van die Here, altyd deur die krag van die Here. En dit is so mooi, daai teks sê ook, hy laat ons opvaar met vleuels soos arende, mense wat opgelig word uit jou omstandighede, en wat belewe dat jou omstandighede kry jou nie onder nie, dit trek jou nie af nie, jy kan uitstyg bo dit, vreugde kan jy lewe, te midde van die omstandighede, want die woord sê, ons lewe saam met Jesus Christus in die hemel, waar 'n mens hemel ervaar terwyl ons op die aarde is, waar 'n mens sy stem beleef, dat hy met jou praat, en kind van God, ek wil hê dit moet weet, ek wil hê jy moet dit weet, dat die Here praat met jou in jou omstandigheid, en hy gee hoop, hy gee vir ons wysheid om die omstandigheid te hanteer, hy gee vir 'n mens woord, om dit te kan hanteer, bou in 'n mens se lewe in, en ek prys die Here, dat elke belofte in sy woord is waar. Elke belofte is ja en amen, dit staan vas. En deur sy woord, sy krag, leef ons in die oorwinning van die koning. Verder meer, 'n boom as planting van die Here, is ook hierdie besondere blessing van ondersteuning wat dit gee. Planke en balke, wat uit 'n boom uit gesny word, gee ondersteuning in bouprojekte, dakkappe word daarmee gebou, en dit word gebruik in myne, sodat dakvalle nie plaasvind nie, ondersteun dakke binne in myne ondergronds, daar's soveel blessing, en wat in my hart lewe is, dat ek en jy, as 'n planting van die Here gebruik ons ook as ondersteuning vir mense wat krisistye deurgaan. Mense wat mekaar support, mense wat inspraak gee in ander mense se lewens, mense wat mekaar aanmoedig en ander mense aanmoedig, mense wat die hoop het, kan aanmoedig en sê, die Here het 'n antwoord vir jou lewe. Ek sal nooit vergeet, sulke goed gebeur voortdurend.
in ons eie lewens ook, en ons mense se lewens ook, prys die Here, maar ek sal nooit vergeet, toe ek in die sanggroep was, die jaar voor ek gaan studeer het ons op 'n stadium in Bloemfontein gaan bedien by Vigard Park gemeente. En die Saterdag was ons by die een winkelsentrum daar, en ons het net so by die ingang van die sentrum, het ons daar gesing, en ons het ook, die leier van die groep het woord geshare, en die pastoor, die ouer pastoor in die gemeente, was ook daar saam met ons, en daar het mense verby geloop, en toe 'n vreemde persoon daar verby loop toe, gee die Here woord vir hierdie persoon, vir die pastoor, en hy deel met hierdie persoon, en dit was so in die kol, ek sal nooit vergeet, dat die persoon begin toe huil, want sy het geweet, dat hierdie man weet niks van haar lewe af, maar 'n belewenis van, wow, die Here weet, die Here ken my by die naam, en die Here het haar lewe radikaal sommer daar in die sentrum verander. Dis hoe die Here werk, mense wat ondersteuning gee. En so gepraat van sentrums, dit was my altyd nog, dink altyd daaraan, toe ons in Durban was, en ek eendag na Checkers toe gaan op die blaf, en ek loop uit, en 'n mensvrou van ons gemeente, man en vrou van ons gemeente kom verby my, en sal het gediagnoseer ernstige diabetes by haar, en ek praat met haar, ek het net gehoor, en ek sê toe vir haar, ek hoor dit, sy sê, ja, dit is so, en sy is bekommerd, en terwyl ek met haar praat, sê die Here vir my, bid vir haar. En ek sê vir die Here, my hart, Here is hier in die mol. Kan ons nie by die kerk doen. Die Here sê vir my, bid vir haar, en ek is gehoorsaam, en ek bid saam met haar, somme daar, want weet jy wat, die Here is nie bly nie in 'n kerk. Die Here woon in mense se harte en lewens. En die Here raak haar aan, maak haar gesond van diabetes, en sy kom getuig agterna daarvan. Diabetes is weg van die Here het haar aangeraak. Wat ek sê, God se mense wat ondersteuning gee vir mekaar. En hulle sê, ek dink jy is bekend daarmee, jy's hierdie redwood groot bome in Amerika. Hulle sê, een van die redes hoekom daardie bome so groot word en vasstaan, ten spyte van die feit dat hulle al die winde, geweldige winde kry. Ek dink jy is bewus daarvan dat die wortelstelsels van hierdie bome is in mekaar ingevleg, ondergronds. Is in mekaar ingevleg, en as gevolg van dit, staan dit vas. In die koninkryk werk dit net so, dat die Here wil hê dat ons aan mekaar verbind sal wees, inspraak gee, broederskap, liefde, onder kinders van God, wat maak dat al kom die storms, dat 'n mens weet, ek staan nie op my eie nie, daar's 'n boetie en 'n sussie wat saam met my deur hierdie ding gaan. Ek weet hulle bid vir my. Was jy al in moeilike omstandighede, en dat jy geweet het, en het vir jou krag gegee, dat daar's iemand wat saam met jou bid. Dis nie net jy nie. So daai ondersteuning is verskriklik belangrik. Verder meer, as jy bly is 'n planting van die Here. Ander ding wat in my hart begin lewe, dat verlede week ook net vinnig daarna verwys, is dat hierdie bome wat deur God geskape is, en wat hy geplant het, dit hou van hierdie bome hou duisende jare, 1000, 2000 jaar, dis net amazing, mens kan nie dink dit is moontlik nie, maar dit gebeur. Maar in die kind van God is 'n planting van die Here nog meer as dit. Want weet u, die werk wat die Here in jou en my begin het hy gesê, dit hou nie op nie. Dit hou ook nie net vir hierdie kant, hier op die aarde nie, want die woord sê dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar dit wat die Here in jou en in my lewe doen, dit hou nie op tot in ewigheid. Tot in ewigheid is die Here besig, hy sal ons vashou en hy sal ons deur hierdie tye deurdra. Daar's ewigheidswaarde. Filippense 1:6, wat u weet, ek is so lief voor, wat sê, dat die Here 'n goeie werk in ons begin het, wat hy gaan voleindig tot op die dag van sy wederkoms. Die Here is besig met 'n goeie werk in sy kinders se lewens.
Halleluja. Ewigheidswaarde in dit wat God in ons lewens doen. Nie net 'n dag of 2 nie. Moenie wonder of die Here jou ooit sal los. Hy het gesê, hy sal jou nie los, hy sal jou nie alleen laat nie, hy sal jou nie in die steek laat nie. Iemand het een keer gesê, if you feel, or if you find, that you are far away from God, guess who moved? Hy is die een, wat wil hy, dat ons by hom sal wees. Dat ons sy krag sal ervaar. Verder meer, Efesiërs 3, en nie vanaf vers 16, wat so kosbaar is, so pragtig is. Efesiërs 3, wat ons ook na verwys het, ek wil net 'n groot waarheid het dit aan die uitlig, waar Paulus bid vir ons ook. Hy sê dat dit aan julle gegee mag word na die ryk, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid. En onthou, die Here is die Here, Jesus Christus is die Here van die heerlikheid. Hy wat bekleed is met heerlikheid. En hy sê dat ons versterk sal word deur die rykdom van sy heerlikheid met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Hierdie groot waarheid. Ek dank God vir sy liefde. Goddelike liefde, agape liefde, wat juis maak dat 'n mens vas staan. 'n Mens wat voortdurend die liefde van die Here, van God ons Vader ervaar, deur die werking van sy Gees, in ons lewens, in ons harte, in ons menswees. Wat hy, die woord sê in Romeine 5 vers 5, dat God sy liefde in ons harte uitstort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Wat iets sê van, as hy sê uitstort, dis oorvloed. Ek is so bly, daar's geen tekort aan God se liefde nie. Sy liefde is nie te min nie. Sy liefde hou nooit op nie, sy liefde loop nooit uit nie. Sy liefde is genoeg om elke mens op hierdie aarde te raak. Sy goddelike liefde wat geen mens hoef te verdien nie. Sy liefde wat 'n mens nie hoef te werk voor nie. Wat 'n mens nie 'n teenprestasie hoef te gee, sodat hy sy liefde aan jou openbaar nie. 'n Mens word deur God liefgehê, nie op grond van wie jy is of wat jy doen nie. 'n Mens word deur God liefgehê op grond van wie hy is. En sy liefde wat hy in ons harte uitstort. En hy sê juis, dat dit is hoekom 'n mens vas staan as 'n planting van die Here. Mense wat God se liefde ken. Die woord sê baie duidelik in 1 Johannes 4:7, ek het dit nie gegee daar nie, maar 1 Johannes 4:7, as 'n mens God se liefde nie ken nie, dan ken jy nie God. Dan weet jy nie hoe groot hy is nie. 'n Mens wat God se liefde leer ken, byvoorbeeld, is verseker dat hy weet van God se liefde. Hy verseker 'n mens wonder nie oor God se liefde as hy sy liefde in jou hart uitstort nie. Daar's 'n sekerheid. Dankie Here. Dankie dat ek verseker weet. Paulus wat sê, ek is verseker dat niks my kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Dan sê hy nie die dood nie. Hy sê nie demoniese magte nie die duiwel homself nie huidige nie toekomende dinge nie. Niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus is. En hy sê ek is verseker daarvan. 'n Mens wat verseker is voortdurend van die liefde van God, is 'n mens wat kans sien vir enigiets. Is 'n mens wat nie vrees vir die dag van môre nie. Johannes sê ook dat hy wat nog vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Daardie mense het net God se liefde uitnodig om God se liefde meer en meer te leer ken, beter te leer ken. As die woord sê om sy liefde te ken in Efesiërs, hier in Efesiërs 3 sê hy ook om sy liefde te ken wat alle kennis oortref.
Dis groter as enige kennis. Met ander woorde, 'n mens kan alle kopkennis en teologie ken van God, maar as jy sy liefde nie ken nie, dan ken jy hom nie. En hierdie ken is 'n ervaring van God se liefde, 'n belewenis van God se liefde, wat hy in jou hart uitstort. En weet jy, baie keer het ons nodig om stil te word voor die Here en te sê, Here, ek het vandag nodig om net weer opnuut u liefde te leer ken. Ek het nodig, Here, dat u liefde net opnuut in my hart kom uitstort. Here, ek het nodig, want ek gaan baie keer, gaan ons in hierdie moeilike tye waarin ons lewe, gaan ons persoonlik deur ons eie moeilike tye, en daar's tye wat ek en jou nodig gehad het om net weer net verseker te wees, Here, ek wil net seker wees van die liefde. Here, kom stort die liefde net meer, en meer op my uit. En weet jy wat nodig is? Wat so nodig is dat 'n mens ook sal besef, jy is okay. Dat die Here vir jou sê, jy's okay. Want if God says you're okay, you're okay. As God sê jy's alright, dan is jy alright. Jy hoef nie sy gunste verdien nie. En baie keer is daar mense wat voel, maar Here, ek twyfel nie in u nie, ek twyfel nie in u liefde nie, ek weet u het lief, ek weet u is groot in liefde, ek weet u is almagtig, maar Here, ek twyfel baie keer aan my. Is dit nie so? Ek twyfel baie keer, Here, ek voel so swak baie keer. Here, ek voel baie keer dat ek u mis. Here, dat ek u teleurstel. Het jy al so gevoel? Voel, Here, I missed you. En die wonderlike ding is, die Here sê, jy word nie gegrond deurdat jy okay gegrond en sterk gemaak as 'n plantjie van die Here, omdat jy sterk is, of omdat jy oulik is, of omdat jy groot is nie. Die Here sê, word 'n plantjie van die Here, omdat hy jou liefhet. En ek het regtig beleef dat die Here sê vanmôre, ek wil hê my kind, dat jy my liefde weer sal leer ken. En dat jy sal weet, ek herstel jou. Jy hoef nie te dink jy moet word wat ek wil hê jy moet wees, sê die Here, uit jou eie krag en uit jou goedheid en jou pogings nie. Die Here sê, ek sal jou maak wat ek jou wil hê deur my liefde. Deur my liefde wat ek in jou hart uitstort. Sy liefde wil hy so in ons menswees uitstort, dat sy liefde deur jou so vloei, dat jy so oorloop van sy liefde, dat jy met ander mense kan deel oor jy. Want 'n mens kan nie praat oor kennis van liefde teenoor iemand anders as jouself dit nie ken nie. Ek dank God vir sy liefde, die krag van sy liefde. Vanmôre toe ek ook weer aan hierdie woord dink en gister, na's tye wat 'n mens net moet stil word voor die Here. En sê, Here, ek wil net met u ontmoet vanmôre. En elke keer as ek met die koning ontmoet het jy ook al in jou ontmoeting met die Here net stil geword? Want ons hoef nie altyd te praat nie, dis nodig baie keer eintlik meer dat ons hoor wat hy sê. Dat hy praat. En dat ons sy liefde wat hy deur sy gees in ons harte uitstort, beter en beter en beter leer ken. Man, en as hy daarop staan van al die tyd van ontmoeting met die koning, dan is daar geen twyfel oor die liefde. Sy liefde is 'n krag wat 'n mens weet. Seker, beter as kennis van enigiets anders. Dis beter om God se liefde te ken as om teologie te ken as jy God nie ken. En ek beleef dat die Here sê, my seun, my dogter, wil hê dat jy moet weet, dit wat in jou lewe gaan gebeur is nie uit jou krag nie, uit jou goedheid nie, maar is uit my liefde. Is uit my genade. En omdat ek jou lief het, los ek jou nie. Iemand het een keer gesê, die Here het ons so lief dat hy vat ons nes ons is. Maar hy het ons ook so lief dat hy ons nie los net soos ons is. En jy weet dat daar moet nog baie dinge in jou lewe gebeur. Maar die Here het hierdie goeie werk wat hy begin het, is hy mee besig in jou lewe. En hy gaan nie klaar wees tot op die dag van sy wederkoms nie. En ek het so sterk op my hart beleef dat die Here sê, hier is mense wat moet sê, Here, ek voel so swak. Ek voel so swak. Here, maar ek glo in u liefde.
Ek glo, Here, ek vertrou op U liefde. En ek dank U, Here, dat U liefde ook in my hart opnuut uitstort, Here. Dankie dat ek kan glo dat U sal in my doen, soos U wil, ver bo dit wat ek kan bid of dink. Dis wat vers 20 ook in hoofstuk 3 sê. Dat hy doen ver bo wat ons kan bid of dink, deur sy krag wat in ons werk, die krag van God se liefde. En ek voel dat die Here dit spesifiek vir spesifieke mense sê. Ek wil hê dat jy my liefde sal leer ken. Dat jy nooit sal twyfel oor my liefde nie. En as jy vanmôre, ek wil nog iets deel met u vinnig, maar voor ek daarby kom, ek net ervaar dat die Here druk dit so swaar op my hart. Dat jy baie keer moet sê, dat jy moet erken, Here, ek voel baie keer so swak. Maar Here, dankie dat U liefde in my hart kom uitstort. I need your love, Lord. I need, Lord, to be loved. En ek dank U, Here, dat U liefde in my hart uitstort. En as daar van U is wat weet, dat die Here praat met jou, dat dit swaar op my hart gedruk, dan wil ek vir jou vra, staan net op in jou sitplek en sê, Here, I'm a candidate, Lord, to receive your love. More and more. Meer van U liefde. Hier is soveel mense wat nodig het om net sy liefde te belewe. Mense wat baie keer voel jy was so swak, maar die Here sê, ek maak jou sterk met my krag, met my liefde. Dankie, Here. Oh Lord, thank you for your love. Thank you for the power of your love. Dankie, Here, U liefde is kragtig, dis 'n werklikheid. Here, dankie dat U liefde ons elkeen sy swakheid ten verander. Here, ons word sterk in die krag van die Here. Ons word, Here, wat U wil hê ons moet wees deur die liefde van ons God. Die liefde van ons koning, Here, wat U liefde aan ons gewys het deurdat U U lewe gegee het. Maar Here, dankie dat U nie ophou het daarom te werk. U werk daagliks nog steeds in ons lewens. Here, dankie. Dankie vir U liefde. Oh Lord, we praise you. Thank you, Lord, for just pouring out your love in our hearts. Dankie, Here, vir oorvloed van U liefde. Oorvloed, Here, net meer en net meer. Dankie, Koning Jesus. Thank you, Lord. Dankie dat U ons net aanraak. Deur die krag van U Gees. Ja, Here, deur U krag dat U in ons harte woon. Deur die heerlikheid, Here, en ons word gewortel en gegrond is in die liefde van die Here. Oh Lord, and because you love us, daarom sien ons kans vir enigiets, o Here. Dankie, Koning Jesus, ons hoef nie U liefde te verdien. Here, U is lief omdat U het ons lief omdat U liefde is. Dankie vir agape liefde, Here. Ons hoef dit nie te verdien nie. U stort dit in ons harte uit, Here, oorvloediglik. Dankie, Here. Dankie dat elkeen wat hier staan, elkeen ook wat sit selfs, Here, maar elkeen wat staan in besonder, dankie dat ons net bewus kan wees van die liefde van ons God, van ons koning. Ons prys U, Here, aan U die lof en die eer. Dankie, Jesus. Oh Lord, we praise You and we glorify Your name. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees, dat U die liefde van die Vader in ons lewens uitstort met U besondere werk. Ek dank U, Here, dat elkeen wat staan en elkeen wat sit, wil ek vra, maak ons, Here, verseker van U liefde. Dankie vir die krag van U liefde in ons lewens, o Here. Lord, we praise You and we glorify You, Lord. Yes, ontvang in hierdie oggend die liefde van die Here. Ontvang dit. Ja, vat sy liefde. Die Here plaas sy hand op jou lewe. Sy liefde vloei in jou hart, in jou menswees in, deur sy krag, deur sy heerlikheid in hierdie oggend. Dankie, Koning Jesus. Oh Lord, we praise You. We glorify You, Lord. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Halleluja. Baie dankie. Baie dankie. Oh Lord, we praise You. Wow, man, dis heerlik om die Here te ken. Dis heerlik om die Here te ken. Verder meer. Wat die Here op my hart gelê het, ook rondom hierdie ding is dit. 'n Mens sien in 'n boom, sien jy nie die wortelstelsel nie.
Dis onsigbaar. Dis onder die grond. Partykeer in die wildtuin sien 'n mens wel iets van die, het jy al gesien in die wildtuin onder andere, waar daar bome is, wie se wortelstelsels so oor die rotse groei. Het jy dit al gesien? En selfs dit is verskriklik mooi. Ek het al foto's van dit geneem, die mooi. Selfs die wortels is mooi. Maar dit wat die Here in 'n boom inplant of in 'n boom inbou in sy wortelstelsels, sien 'n mens nie met jou oë nie, maar jy sien die effek daarvan bo die grond. En die mooi van dit wat die wortelstelsel doen, en as gevolg van al die voeding, die water en ander voeding wat hierdie boom opneem in sy hele stelsel in, sien 'n mens die pragt van hierdie boom. Die beginsel is dit. 'n Mens sien nie altyd wat die Here mee besig is in 'n persoon se hart en lewe nie. As mense by jou verbyloop, dan weet hulle nie regtig wat hoe jou wortelstelsel in die Here geanker is. Mense kan dit nie altyd sien nie, maar hulle kan die effek daarvan in jou lewe sien. Die effek van God se hand op jou lewe. Die effek van iemand wat vol vreugde is in die Here. Die effek van iemand wat die moeilikheid van die tye waar ons deurgaan so goed hanteer dat dit 'n getuienis word vir ander mense wat ook sal sê, ek wens ek kan my moeilikheid soos sy of soos hy hanteer. Ek wens ek kan so vol blydskap wees in my moeilikheid, en ek weet daai een het meer moeilikheid as hy, maar hy's nog steeds as hy het meer moeilikheid as ek, maar hy kan nog steeds bly wees. Ek wil ook so wees. Wat ek sê, die effek van 'n wortelstelsel, 'n mens wat in die Here geanker is en gewortel is, dit wys. 'n Mens hoor dit, 'n mens sien dit in 'n mens se lewe. Dit rubs of dit wys na buite. Kind van God, dit maak nie saak. Kan jy onthou die Here het gesê, en hy het vir mense gesê, moenie soos die fariseërs en die skrifgeleerdes maak, wat 'n show wil maak voor mense. Jy gaan in jou binnekamer, maak jou deur toe, en jou God wat in die verborgenheid sien, sal jou in die openbaar vergeld. Mense sal sien, hulle sal kennis neem van dit wat die Here in jou lewe doen. En ek dank die Here dat, doesn't matter, niemand hoef te weet wat tussen jou en Here aangaan in jou binnekamer, doesn't matter, maar dank die Here, dit word sigbaar, hierdie suurlikheid van dit wat God in 'n mens se lewe doen. Dit wys, ek dink altyd aan die gedeelte in Handelinge, waarna die uitstorting van die Heilige Gees. Die King James vertaling praat dat die inwoners van Jerusalem, toe hulle die disippels sien na die uitstorting van die Heilige Gees, sê die woord, they took note that they have been with Jesus. En weet jy, dis vandag nog steeds so, people will take note that you have been with Jesus. Die Here wil jou ontmoet. Hy wil in jou lewe net meer en meer sy krag en sy heerlikheid uitgiet. Ek sluit af met hierdie waarheid in Matteus 13, waar die Here praat van die saad wat gesaai word. Ek praat van mense wat 'n planting is van die Here, wat leef, wat vrug dra tot sy eer, tot sy verheerliking. Matteus 13 is die gelykenis van die saaier, en ek gaan nie veel daarop uitbrei nie. Gelykenis van die saaier, saad wat in mense se harte gesaai is. Die Bybel praat van, jy ken die gelykenis, saad het op die pad geval het, en dit is gou opgepik, en saad wat tussen die dorings geval het, en dit het verstik in die dorings. En dan praat uiteindelik van die goeie grond, waar die saad in gesaai is, en dit het gegroei en veel vrug opgelewer. Dit gaan in elke geval, gaan dit oor die kondisie van 'n mens se hart. 'n Kondisie van 'n mens se hart maak of die saad groei of nie groei nie. Die sorge van die lewe verdring van hierdie saad wat die Here in 'n mens se lewe saai. En dit kom nie op nie, want die woord sê dat die persoon wie se hart reg is, sal woord ontvang. Dit sal groei in sy lewe, en hy sal veel vrug dra, en sy vrug sal 20, 30 of 30, 60 en 100voudig wees. En dan is hierdie vir my so mooi.
of hy sê aan die een kant, 'n mens wat geen wortel in homself het nie, hy's net vir 'n tyd, hoor hy wat die woord sê, maar deur die verdrukking en vervolging wat kom ter wille van die woord, struikel hy daagliks. En dit is so, die vyand, as jy woord begin vat, sal die vyand wil jou aanval, om te twyfel aan die woord van die Here. En ek wil vir u sê, moet nooit twyfel aan God se woord. Sy woord is en bly waar, tot in ewigheid. En dan sê die woord, die Here sê hier, want hy wat het, aan hom sal gegee word. Miskien moet ek vers 11 ook sê, of vers 10 sê hy, die disippels, waarom praat jy met ons deur gelykenisse? En hy antwoord en hy sê vir hom, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie, want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. So die Here sê, daar is mense wat hierdie gelykenisse hoor en hulle verstaan niks. Maar daar's mense wat met God se woord erns meen. Mense wat inspraak van die Here se woord in hulle lewens soek. En die woord sê dat hoe meer 'n mens oop is vir die openbaringe wat God uit sy woord uitgee, waarhede wat begin oopmaak in die woord en dit begin lewe in 'n mens hart. 'n Mens wat so begin lewe. Dis interessant, die Here sê dat vir hom wat, dit gaan niks met baie mense verwys na hierdie skrif en sê hulle het geld, die Here het gesê, wat geld het sal meer geld hê en hulle wat nie het nie van hulle, niks met geld te doen nie, het gaan oor die woord, het gaan oor die vermoë om openbaringe uit die woord uit te ontvang. En hoor wat sê die Passion Translation, he explained, you've been given the intimate experience of insight into the hidden mysteries of the realm of heaven's kingdom, but they have not. For everyone who listens with an open heart will receive progressively more revelation until he has more than enough. But those who don't listen with an open, teachable heart, even the understanding they think they have will be taken from them. Is dit nie mooi? Mense wat oop is vir die woord en wat vra, Here, praat met my. Hulle lewe sal geraak word deur die krag van God se woord in hulle lewe. En daardie mense sal sê, dit maak nie saak wat die duiwel sê nie, dit maak nie saak sy aanslag nie, dit maak nie saak die omstandighede nie. Ek sal staan op die woord van die Here. Sy woord wat openbaring word in 'n mens se lewe. Dis nie maar net letter nie, dit word lewend deur die Gees. Kind van God, ek is so bly ons kan 'n planting wees van die Here. Mense wat vrug dra, mense wat geseënd is. Ja, mense wat ervaar, die Here doen groot dinge in my lewe. Hy doen meer dinge in my lewe en ek sien sy wonderwerke en ek kan getuig van sy wonderwerke want ek is 'n planting van die Here. 'n Suurlikheid en 'n getuienis van dit wat God in my lewe doen. Dank die Here vir dit wat hy besig is om te doen. En kan ek weer vir u vra, om vir my sê vir die persoon langs jou, God's not finished with me yet. Hy is nie klaar met my. Is jy bly daarvoor? Besig met jou en my. Besig met 'n groter werk as wat ons ooit kon dink. En ek dank die Here dat die werk wat hy in ons begin het, hy gaan nie ophou. Tot aan die einde toe sal hy besig wees. Daarmee, en ons wil hê dat ons besig sal wees met sy saak, met sy koninkryk, want die hemel en die aarde gaan verby, maar dit wat God in ons lewens doen, dit gaan nooit verby nie. Sy woord in ons harte, dit gaan nooit verby nie. Seën vir jou, seën in die heerlikheid van die Here, groei in sy krag en in sy sterkte, groei in kennis van die woord, leef tot eer van die Here. Dis 'n voorreg om die koning te ken. Amen. Halleluja. Kom ons staan op en ons bring net lof en eer aan die koning van alle konings. Dankie koning Jesus. Ons prys u Here. U is groot en u is lofwaardig. Dankie Heilige Gees vir u salwing wat ons leer. Dankie Heilige Gees dat ons in u salwing kan groei. Dankie Here dat u ons gee om met krag versterk te word deur u Gees in ons innerlike mens. Dankie Here dat dieselfde Gees wat u uit die dood uit opgewek het, woon ook in ons. Here, u selfde Gees en die salwing van die Christus, die gesalfde een, is ook ons deel. Here, ek dank u vir u genade, ek dank u vir u seën, ek dank u vir u goedheid en u guns. Here, ons aanbid u en ons verklaar, daar's niemand soos u nie. Dankie koning Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah.
Prys die Here. Amen. Sien jy uit na wat die Here doen? Halleluja. Prys die Koning, dank die Koning Jesus. Ons gaan afsluit met 'n slotkoorvers. En terwyl ons dit sing, gaan ons ook die offergawes en die tiendes gee vanoggend. En ek hoor nie eers een amen. Die Here sê bly uit 'n blymoedige gewer lief. En ek dank die Here dat ons kan gee. Ek sien Sonika het hierdie skrif ook hier in die blaadjie gesit. So mooi, hy's die woord wat sê in Spreuke 3:9 vers 9 en 10. Sê vereer die Here uit jou goed, uit die eerstelinge van jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou paskype sal oorloop van mos. Dank die Here dat ons daarin ook op hom kan vertrou. En sy seën in ons lewens ook daarin ervaar. En sê Here, ek vertrou op U vir dit ook. Ek gee God se deel, gee ek met vreugde. Dankie Here. Kom ons sing tot eer van die Koning.